Hallo mense, ek is in Koos van die Groot Karoo. Man, vandag gaan ons vir julle brood bak. Maar ons gaan hom hier nie buite ontbak hier agter my. Ons gebruik nou vandag yeast. Dit is verskriklik koud hier by ons. Hierdie suurdeegplantjie en die aardappelsuurdeeg en die goed werk nou nie lekker as dit so koud is nie. Nou, my pa het vroeger jare gesê dat 'n mens se senuwees moet reg wees vir suurdeeg. Nou weet ek nie wat hy daarmee bedoel het nie. Hy seker jy bedoel jy moet seker 'n hand hê vir hom. Nou kyk, ons gebruik van Eureka se miel. Nou Eureka is 'n privaat miel tussen Swellendam en Heidelberg. Hulle maal nog die miel met 'n klipmiel. En so dis 'n stadige proses, so alle voedingsstowwe word behou. Dis daar by Karringmelk rivier, sommer langs die N2. Nou kyk, ons het nou hier water, maar kyk, dis nie sommer net water nie, dis hier in die water is nou 'n triek, maar as jy nou die triek wil weet, sê jy nou later in 'n jaar my boek moet koop. Alles gaan daarin wees. Nou ons gaan nou gou die deeg aanmaak. Dis nou die meel, ons het die suurdeeg klaar geaktiveer. Klein bietjie suiker, olyfolie, 'n lepel sout en dan nou my spesiale wonderlike water. Ons gooi so 3 koppies in. 3 bekers. Dit is nou net gewoon besigheid in die gang kry. Ons gaan die deeg knie. Hy moet so vir 10 minute lank geknie raak. Gooi ons suurdeeg in, die suurdeeg is klaar geaktiveer. Hy het sommer 'n lekker skuim op hom. Spoel hom net so 'n bietjie uit met water. Dis lauwarm water, so liggaamstemperatuur so iets in 30 grade. Yeast goed werk lekker by daai temperatuur. As ons gooi ons suikertjies in, so 'n teelepel suiker. As so 'n halwe koppie olyfolie. En so 'n teelepel sout. Dis nou die nat bestanddele hierdie. Nou gooi ons deeg meel by. Gooi so 'n bietjie by en dan meng ons hom. Ons sommer vir hierdie lekker brood bak soos jy nog nie gesien het hier in die buiteond. Meng hom net so 'n bietjie en dan gaan ons nou later begin knie. Die klaar geknie is, moet hy nog so vir 'n uur rus. Knie ons hom weer af. Nou gaan hy aan. OK, gaan hy. Ons gooi meel in. 1,5 kilogram meel. Eureka se witbroodmeel. Gaan hy. Ons roer hom eers so 'n bietjie met die houtlepel. En dan gaan ons hom begin knie. Die deeg lyk sommer reg. Ek wil nou sommer net van die geleentheid gebruik maak terwyl ons nou hier aan die deeg gaan werk is. Om te sê ons het nou 6000 followers op YouTube. En net soos die kanaal myne, so is die kanaal julle se. Dit is nou ons followers laas dan nog seker 10 maal meer wat ons kyk en like. So skryf maar in en kyk. Baie dankie vir almal se kommentare en vir julle opmerkings. So goed, alles word baie waardeer. En baie dankie vir almal wat hier vir my kom kuier. En so as julle vir Koos in die straat sien stap, sê maar hallo. Selfs daar op Sandy by, julle kan maar daar kom kyk, julle sal maar as die hoed herken. So ons gaan nou gou hierdie ou deeg hier lekker knie. Hy moet nou so vir 10 minute geknie raak. Ek gaan hom nou gaan ons hom op die tafel gooi. Mens kan nie in 'n skottel knie nie. En dan gaan hy so 'n bietjie rus. So gaan nou gou hier 'n bietjie meel gooi hier op die tafel. Nou vat ons hierdie ou deegie, ons haal hom hier uit. Hulle maar verskoon dat ek so 'n trui aan het wat amper in die deeg hang, maar hier is dit so koud by ons. Hoe sê die mense dis leeukoud nou, weet nie wat of 'n leeu ook so koud kry, maar geval dit. Dis nou hy. As ons deeg gaan die knieëry in.
Gooi hem so 'n bietjie in die meelhy maar nou vir 10 minute so gekring raak tot hy nou 'n lekker bol vorm. En dan gaan ons hom hier op 'n lekker warm plek in die son sit dat hy 'n bietjie kan rys. Die deeg lyk sommer reg en dit is nou hierdie wonderlike water van my, amper sê ek die geheim van die water. As jy nou daai as jy by die boek kom als daarin staan, ek gee so baie van my geheime weg. Nou ja, daar gaan hy. Nou ja, hier is deeg nou. Baie mooi deeg, hy het nou vir 10 minute lank het ons hom geknie. Ek het sommer hom beklei met hom. Nou gaan hy gou in die skottel terug. Gaan hom toemaak met 'n doekie en dan gaan hom hier in die son sit in 'n hoekie waar hy nou kan lekker broei nog so vir 'n uur lank. Dan word ons hom weer afgeknie. Dan gooi ons hom pan toe. En dan rys hy in die pan nog so 'n bietjie. Dus net gaan ons oond hier agter ons aan die gang kry. Daar's hy. Okay, nou hier is ons oond nou reg. Ek voel hom sommer so met my hand. 1, 2, 3. So. Ja, hy is warm. 200 grade, dis wat hy moet wees. Ons gaan nou daai vuur agter toe stoot. En dan gaan ons die brode hier insit en ons gaan hier 'n blik water ook insit om hom plam te hou. Nou ja, gaan hy. En daar gaan hy. Dit behoort omtrent nou so 'n uur te vat. Stoot hom net so 'n bietjie in. En hier kom ons blik water. 'n bietjie vochtigheid. En daar is hy. Maak toe die deur. Nou, 1 uur. Kom kyk ons wat gaan aan. Okay, nou 'n uur later, ons gou kyk wat gaan hier by ons brood. Joi, kyk net hoe lyk hy. En dis gou ons blik hier uithaal. Alles is nou bitterlik warm. Ons trek ons brood so 'n bietjie agter toe, so net kan bykom. Asai. Ek weet nie of die mense in sulke brode gesien het, maar nou sien hulle. Okay, daar kom ene. Kyk nou net daar. Dis daai geheime water van my. Asai. So lekker reg. Plaasbrood de buite uitkom. Koelket. Dat is gou kyk of hier die pan uitkom. Goed, besigheid is so warm. Asai. Number 1. Asai. En hier kom laaste ene. Nou ja, daar is hy. Ek dink nie julle het nog sulke brode gesien, maar kyk, so lekker regte meel van Eureka in die buiteond gebak. Nou ja, ons gaan nou tes. Okay, maar hier is nou reg. My brood het 'n bietjie afgekoel. Nou gaan ons hom tes. Die brood lyk daar baie mooi. Ons het sy korsie so 'n bietjie met margarine gesmeer. Smeer ons nou gou 'n bietjie botter op. Dit is baie koud. Die botter is baie hard. Maar gelukkig is die brood so effe warm, so hy gaan lekker smelt. Die broodjie is baie lekker. Ek meen hy ruik baie lekker.
Ons gou 'n bietjie van ons arbeidskonfyt ook opsit. Arbeid uit ons eie tuin uit. So as 'n mens nou praat vir homesteading, hierdie is nou seker so na 'n homesteading as wat die mense in hierdie moderne eeu kan kry van artificial intelligence. Ons die brood self gebak, die botter het ons self gemaak en die konfyt het ons self gekook. Nou ja, hoe sê hulle, the proof of the pudding is in the eating. Nou ja, beter kan jy nie kry nie.